Ek is Rinus van Sandwyk van Sion in Parys. Heerlike nuwe oggend en ons praat saam uit God se woord uit. Ons is besig met die boek Petrus en vanmôre praat ek met jou oor vurige verdrukking. Nogal iets wat elkeen van ons sekerlik op een of ander manier in ons lewe beleef. 1 Petrus 1 vers 8 vanmôre: Hom het julle lief, al het julle hom nooit gesien nie. Al sien julle hom nou nie, vertrou julle op hom. Julle kan die wonderlike blydskap wat julle in julle voel eintlik nie onder woorde bring nie. Beproewing versterk nie net ons geloof in die Here nie, maar hulle verdiep ook ons liefde vir die Here. Alhoewel diegene aan wie Petrus geskryf het, Jesus nog nooit fisies gesien het nie, was dit nie die geval met Petrus nie. Want Petrus het hom nie net daagliks in sy menslikheid gesien nie, maar het eintlik ook 'n voorskou van sy goddelikheid gesien. Tog was Petrus se vreugde nie onuitspreeklik op die berg van verheerliking nie, want hy het bloot gesê: Here, dit is goed dat ons hier is. Matteus 17 vers 4. Daarom stel ek voor dat, alhoewel Petrus Jesus fisies aanskou het, diegene aan wie Petrus geskryf het, 'n selfs dieper liefde en skerper perspektief sou ervaar, as gevolg van die beproewinge wat hulle in die gesig gestaar het. Sadrag, Mesach en Abednego het dit beslis waar gevind. Binne in 'n oond wat 7 keer warmer was as ooit tevore, was hierdie ouens inderdaad in 'n vurige beproewing. Tog, omdat 'n 4de man, die Seun van God, saam met hulle in die vuur was, het hulle nie uit die oond gekom, totdat hulle beveel is om dit te doen nie. Gaan lees Daniël 3 vers 26. Baie van ons kom by die punt waar ons sê: Here, hou my voortdurend in die vuur, as dit is wat dit verg om U duideliker te sien. Julle vreugde is onuitspreeklik, sê Petrus, want julle het Jesus op maniere gesien wat ver groter en meer as net fisies is, selfs toe hy in die heerlikheid verheerlik is. Vanmôre wil ek vir jou sê, hou net uit. Dit gaan nie moeite werd wees. Die Here seën jou. Amen.